Die boek van Jona, 'n ondermynende verhaal oor die opstandige profeet wat God haat, omdat God sy vyande liefhet. Jona is uniek tussen die profete van die Ou Testament, want hulle is tipies versamelings van God se woorde wat deur die profete gespreek word. Maar hierdie boek fokus nie eintlik op die woord van die profeet nie. Dis eerder die verhaal van 'n profeet, 'n regte gemeene en nare profeet. Jona verskyn net een ander keer in die Ou Testament. Dis gedurende die heerskappy van Jerobeam die tweede, een van Israel se slegste konings. En Jona het in sy guns geprofeteer en beloof dat hy 'n geveg sal wen en 'n groot gebied op Israel se noordelike grens sal terugwen. Nou dis belangrik om te weet dat die profeet Amos ook Jerobeam konfronteer het en deur hom het God spesifiek Jona se profesie omgedraai en beloof dat Jerobeam al hierdie selfde gebiede sal verloor omdat hy so aaklig was. So voordat die verhaal van Jona selfs begin, is ons agterdogtig oor Jona se karakter. Die boek van Jona het 'n pragtige ontwerp met al sy literêre pasmaats en simmetrie. So jy het hoofstukke 1 en 3 wat die verhaal vertel van Jona se ontmoeting met nie-Israeliete. Eerstens met 'n paar matrose en dan met Jona se gehate vyande, die Ninewiete. En elke deel bied 'n komiese kontras tussen Jona se selfsug en die afgodsdienaars se nederigheid en berou. Hoofstukke 2 en 4 bevat gebede van Jona. Een is 'n gebed van berou, wel, soort van. En die ander is 'n gebed waar Jona God aanvat, omdat God te gaaf is. Nou hierdie versigtige ontwerp van die boek word geëwenaar deur 'n werklike unieke vertelstyl. Die verhaal is vol van hierdie stereotypiese karakters wat ironies genoeg presies die teenoorgestelde doen van wat jy dink hulle sal doen. So jy die profeet, die man van God, wat rebelleer en sy eie God haat. Jy het matrose wat veronderstel is om baie immoreel te wees, maar eintlik het hulle sagte, berouvolle harte en hulle draai na God in nederigheid. Jy het die koning van die magtigste, gewelddadigste ryk op die planeet. En hy verneder homself voor God as gevolg van Jona se 5 woorde preek. En selfs die koning se koeie bekeer hulle. Hierdie tipe verhaal pas by wat ons vandag satire noem. Dis verhale oor bekende figure wat in uiterste omstandighede geplaas word. En hulle gebruik humor en ironie om hulle dwaasheid en karakterfoute te kritiseer. Kom ons spring weg en ons sal sien hoe al die stukke saamwerk. Die storie begin waar God met Jona praat en hom aanstel om teen die boosheid en ongeregtigheid in Ninive, die hoofstad van die Assiriese ryk, Israel se bittere vyand, te gaan preek. Maar in plaas van ooswaarts na Ninive gaan Jona in die teenoorgestelde rigting. Hy vind 'n skip wat so ver wes gaan as wat jy kan, na Tarsis. Nou is die groot vraag, waarom? Waarom hardloop Jona weg? Is hy bang? Hou hy net nie van die Ninewiete nie? En ons word nog nie vertel nie. Die man van God probeer van God af weghardloop. En hy klim aan boord 'n skip vol van heidense matrose. Hy gaan af in die skip en dan raak hy aan die slaap. So God stuur 'n uitslike storm om die profeet wakker te maak, terwyl ironies genoeg die matrose aan boord waawyd wakker is en alles sien wat gebeur. Dis vir hulle duidelik dat 'n goddelike mag hier aan die werk is. So hulle gooi dobbelstene en ontdek dat Jona die sonnebok is. So hulle ondervra vir Jona en Jona maak godsdienstige praatjies met hulle. Hy sê ja, ek is 'n Hebreër en ek dien die Here, die God wat die see en die vasteland gemaak het. Wat 'n grap, nie waar nie? God het inderdaad die see en die vasteland gemaak en Jona is dom genoeg om van hierdie God te vlug deur op 'n boot te klim. En toe die matrose vir Jona vra wat hulle moet doen, sê hy, reg, maak my dood deur my oorboord te gooi. Wat tot 'n mate eers edel klink, tot jy besef dat dit tot dusver eintlik sy selfsugtigste daad ooit is. Ek bedoel, watter beter manier is daar om te vermy om na Ninive te gaan? So hy plaas sy bloed op hierdie onskuldige matrose se hande deur hulle te dwing om hom dood te maak. Hulle is huiwerig, natuurlik, en hulle bely voor God soos hulle hom oorboord gooi. Die storm bedaar en dit eindig met hulle wat die God van Israel vrees. En anders as Jona, aanbid hulle werklik vir God.
Maar God bederf Jona se planne om weg te kom van Ninive af. Soos Jona sink, voorsien God hierdie vreemde waterige graf vir hom, die maag van 'n groot vis. Nou, onder normale omstandighede sou dit definitief tot die dood gelei het, maar in hierdie verhaal is alles omgekeerd. En so word Jona se onderwaterdood sy oorgang na die lewe. Ingeprop in die maag van hierdie gedierte uiter Jona 'n gebed, waar hy tegnies nooit jammer sê nie, maar hy dank God wel dat hy hom nie verlaat het nie. En hy beloof dat hy God sal gehoorsaam van hier af vorentoe, ongeag wat gebeur. En God se antwoord is nogal komies. Die vis spoeg Jona uit op droë grond. So weer eens gee God Jona opdrag om in Ninive te gaan preek, en Jona luister. Ons word vertel dat Ninive 'n geweldige groot stad was. Dit sou dae neem om daardeur te loop. So Jona loop eendag in en hier is sy boodskap. Nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Dis 5 woorde in Hebreëus. Nou sy preek is baie kort en is ook vreemd. Ek bedoel, kyk wat kort. Daar word glad nie genoem wat die Ninivite verkeerd gedoen het of wat hulle moet doen om te reageer nie. Daar is geen melding van wie hulle gaan verwoes nie. En nog meer opvallend, daar is geen melding van God nie. Wat is hier aan die gang? Het Jona met opset so min as moontlik inligting gegee? Dis asof hy sy eie boodskap probeer saboteer. Of die Ninivite se ondergang wil verseker. Jona doen net niks moeite nie. Wat ook al sy motiewe is, dit werk nie. Want skaars het hy sy 5 woorde preek gespreek. Of die koning van Ninive. Die ganse stad, insluitend die koeie, is in sak en as met berou. So vir 'n tweede maal wys hierdie slegte heidene dat hulle meer reaksie toon op God as God se eie profeet. So God vergewe die Ninivite en hy verwoes nie hulle stad nie. Nou hier is die briljante gedeelte van die storie. Die laaste woord van Jona se kort preek, verwoes, beteken ook omkeer. En dit verwys na 'n stad wat omgewerp of vernietig word, soos Sodom en Gomorra. Maar dit kan ook gebruik word as iets wat getransformeer is, soos omgedraai en verander na die teenoorgestelde. So komies genoeg word Jona se woorde eintlik waar, maar nie hoe hy dit bedoel het nie. Ninive word omgekeer wanneer Jona se vyande berou het en God se genade vind. Die laaste hoofstuk bring al die stukkies bymekaar. Jona is smoorkwaad en hy bid sy tweede gebed. Hy vertel eers vir God waarom hy daar in hoofstuk 1 weggehardloop het. Dit was nie omdat hy bang was nie. Dit was eerder omdat hy geweet het God is so genadig. En hierdie is fantasties. Jona haal eintlik God se eie beskrywing van homself aan uit die boek van Eksodus en hy gooi dit terug in God se gesig as 'n belediging. Hy sê, hy het geweet dat God genadig is en dat hy 'n manier sal vind om hierdie aaklige Ninivite te vergewe. Jy kan eintlik die ontevredenheid in Jona se stem hoor. Jona knip die gebed kort en hy bid dat God hom op die plek doodmaak. Hy sal eerder doodgaan as lewe met 'n God wat sy vyande vergewe. Gelukkig vir Jona, luister God nie en vra eenvoudig of Jona se woede selfs geregverdig is. Jona ignoreer die vraag en gaan kamp uit buite die stad op 'n nabye koppie en wag om te sien wat sou gebeur. Jy weet, die Ninivite mag dalk berou hê oor hulle berou en dan brand hulle nog steeds. Wat volgende gebeur is baie vreemd. God verskaf hierdie rankplant om Jona skadu teen die son te gee en dit maak hom nogal gelukkig. Maar dan stuur God 'n klein wurmpie om die plant op te eet en dus verloor Jona sy skaduwee. En daar in die hitte van die son vra Jona weer dat God hom doodmaak. So God vra weer eens of Jona se woede geregverdig is en Jona kap terug. Absoluut. Laat my net sterf. En daardie is Jona se laaste woorde in die storie. Die boek sluit af met God se laaste woord. Hy sê die hele rankplant insident was 'n poging om tot Jona deur te dring. Jona het vreeslik bekommerd en emosioneel geraak oor hierdie wingerdplant, wat hy net vir 'n dag kon geniet. En God het vir Jona gevra, is mense nie 'n bietjie meer waardevol as rankplante nie? Is dit nie reg as God dieselfde tipe emosie en besorgdheid voel vir die stad Ninive, wat vol duisende mense is wat die pad byster geraak het? En hulle koeie. En dis hoe die boek eindig, met God wat Jona se toestemming vra om genade aan sy vyande te betoon.
En wat is Jona se antwoord? Die verhaal sê nie, want dis nie die punt nie. Die punt is die boek smokkel so 'n bietjie met jou kop. En God se vraag hier word eintlik aan jou, die leser gerig. Is jy okay met die feit dat God jou vyande liefhet? En so hou hierdie boek 'n spieël op aan jou wat dit lees. In Jona sien ons die ergste gedeelte van ons eie karakter vergroot, wat jou nederig en dankbaar behoort te maak, dat God sy vyande liefhet en die Jona in ons almal verduur. En dus word hierdie vreemde verhaal 'n boodskap van goeie nuus oor die wydheid van God se genade, wat ons tot die kern behoort uit te daag. En dis die boek van Jona.